So, wanneer ons begin met ons vraestelvoorbeelde, is dit maar net belangrik om te onthou, jy hou eintlik maar net by jou stappe. Jy bepaal altyd eers jou patroon, maak nie saak of dit kwadraties of rekenkundig of meetkundig is nie. Jy hou by my reëls. Jy bepaal jou patroon en dan hou ons dit by my stappe wat ek vir julle gegee het. Alright. So wat ek sal voorstel met hierdie is ek het vir julle dit stap vir stap of al die vrae van elke vraag uiteengesit daarvoor. So ek stel voor, pos die video hier, probeer dit eers self doen en as jy dan kan jy na elke voorbeeld apart gaan kyk. Onthou asseblief in julle aan die opsommings is al hierdie vrae al reeds uitgewerk met die stappe en die antwoorde vir julle bygesit. Alright, so die eerste ding, hulle gee vir my 'n kwadratiese getalpatroon. So my beginpunt sal definitief wees, kom ons gaan skry eers net my patroon. Okay, dis altyd jou go-to. So my patroon sê vir my, ek het 'n -12, -8, ek het 'n 0, 'n 12 en dan gaan hy aan. Okay. Hulle hoef nie eers vir jou te gesê dit is 'n kwadratiese getalpatroon nie. Hulle kon net vir jou gesê gegee die patroon en dan moet jy self gaan bepaal wat se tipe patroon is hierdie. So kom ons kyk. Ons weet kwadraties het 'n konstante tweede verskil. So kom ons gaan kyk eers wat gebeur hier. Ons gaan sê -8 minus -12, onthou asseblief daai hakkie, dan kry jy hom as 'n 4. Dan sê ek 0 minus 8 gee vir my 'n 8. Ek kry 'n 12. Right. Hulle wil hê ek moet graag die volgende twee patrone of die twee terme van hierdie patroon gaan bepaal. So ek bou eers my patroontjie uit, net om te sien wat gebeur hierso. Okay, dan sê ek 8 minus 4 is 'n 4 en 12 minus 8 is ook 'n 4. Great, so nou weet ek at least ek werk met kwadraties, want dit het 'n konstante tweede verskil. Nou gaan bou ek my patroontjie uit. Asseblief as hulle vir jou hierdie vraag vra, en hulle sê gee net die volgende twee terme, en dit tel 2 punte, moet asseblief nog nie jou TN gaan uitwerk nie, jy gaan baie tyd mors, want dit is gewoonlik die volgende vraag wat volg. Okay, so wat ek gaan doen is, ek sien ek het 'n konstante tweede verskil van 4, so ek het, as jy gaan kyk, ons het gaan sê 4 plus die 4 is 8, en die 8 plus die 4 is die 12, so ons kan sê 12 plus die 4 gee vir my 'n 16, en dan 16 plus die 4 gee vir my 'n 20, okay? Dan vir die boonste randjie sê dit, het ons gesê, byvoorbeeld 0 plus 12 is 'n 12. So 12 plus 16 gee vir my 'n 28, en 28 plus 20 gee vir my 48. So die volgende twee terme van my patroon is 28 en 48. Okay. Nou wat ons doen, hulle sê vir my bepaal die TN of die algemene term van hierdie patroon. Okay. Soos ek sê, hierdie is baie mooi in julle opsommings gesit. So ons het dit daarom nou al gedoen in die teorie. So kom ons kyk gou, nou bring ons die teorie na die bietjie in lewe in. Okay, so die eerste gedeeltetjie wat jy gaan doen, hierdie wat ek in pink skryf, dis so half jou leerwerk. Die 2a, die 3a plus b en die a plus b plus c. Dit is jou leerwerk. Okay, so nou moet jy net weet wat pas by wat, dis maklik. So die 2a is gelyk aan, as jy jou leerwerk ken, so nie gaan kyk weer die video oor kwadratiese getalpatroon se leerwerk, dit is 'n 4, ek sit hom as my konstante tweede verskil, dan kry ek my a is gelyk aan 'n 2. Okay, dan sê dit vir my volgende enetjie, 3a plus b is gelyk aan, wat ook al daar staan. So ons sê 3, my waarde vir a, weet ons mos nou is 'n 2, plus b is gelyk aan, wat daar so bo staan is 'n 4. Let wel, ons werk nou met hierdie 4, ons werk met die eerste verskil van die 4. Dan kry ek my waarde vir b as 'n pragtige minus 2. Okay, en dan die laaste enetjie sê dit hier vir my a plus b plus c is gelyk aan, wat ook al daar staan, die eerste term van my kwadratiese getalpatroon. So a plus b plus c is 'n minus 12. Dan sê ek my waarde vir a het ons gekry as 2, my waarde vir b is 'n minus 2, ek weet nie wat c is nie, en dan kry ek hom vir c, hulle het gesê dit is gelyk aan minus 12, en dan kry ek my c ook as 'n minus 12. En al wat jy nou gaan doen, nou moet ek dit met TN gaan insit, onthou vir 'n kwadratiese getalpatroon is my standaardformaat mos an kwadraat plus bn plus c. So dan as jy dit gaan incheck, dan kry ek my waarde vir a, het ons gesê is 2, n kwadraat plus b, wat dan nou 'n minus 2 is,
en dan C is minus 21, minus 12. Alright, en dit is dit. Dis hoe ons hom gaan doen, daar is my TN. Ok, nou nommer 3, ek love hierdie vraag van nommer 3, want ons 2 maniere om te doen, daar is eintlik baie maniere om dit te doen, maar wat ek van hou met hierdie, hulle vra hier vir my, gegee die kwadratiese getalpatroon, ons het dit daarom nou al, tussen watter 2 opeenvolgende terme is die eerste verskil 192? Ok, so hier is 2 maniere wat ek in die video's vir julle gaan doen. Die tweede manier is definitief die makliker manier, maar ek gee vir julle metode 1, in geval party van julle meer van algebra hou en die tweede manier nie vir julle lekker sin maak nie. Ok, maar ek sal definitief opsie 2 verkies wat ons hierna gaan doen. So wat hierdie vir my sê, hulle sê vir my, tussen watter 2 opeenvolgende terme, met ander van my kwadratiese getalpatroon, let wel. So dit sê vir my, iewers hier, byvoorbeeld as ek sê term 4 minus term 3, is my antwoord 12. En as ek sê term 6 minus term 5, dan is my antwoord 20. So hulle vra, watter 2 terme van hierdie gaan ek moet minus, sodat my antwoord 192 is. Ok, so dit is die redenasie agter dit. So as jy gou gaan kyk, hierdie is Tn, as hierdie n is, dan is hierdie mos nou n plus 1. En dan is hierdie gedeeltetjie n plus 2, n plus 3, n plus 4. Ok, so waarop dit neerkom, eintlik wat ons gaan sê, is ons sê, ok, weet jy wat, kom ons sê, ons noem hierdie term, wat ook al daai term is, onthou die hoeveelste term, noem ons altyd n, dit is maar hoe dit werk, is ons noem hom 'n n. So ek wil weet, sê maar ek sê hierdie term, ek is nie seker wat daai term is nie, en ek weet ook nie wat daai term is nie. Maar as ek hulle 2 minus, dan het ek 'n konstante eerste verskil van 192. So ek wil weet wat hulle is, met ander woorde die hoeveelste term. So al wat ek doen is ek gaan hou by my reëls. Hoeveelste term is n. So jy kan dit op 2 maniere gaan neerskryf. Die prinsip bly dieselfde. Jy kan hom of gaan sê n en dan is hierdie n plus 1, want sê nou maar hierdie is term 100, dan gaan hierdie mos nou term 101 wees. So jy kan dit sê n en dan n plus 1, of jy kan gaan sê, kom ons noem hom n, en dan is hierdie enetjie n minus 1, want as hy byvoorbeeld 101 is, dan is hierdie dude 100. Ok, so dit is die prinsip waarop dit werk. So nou wat ons gaan doen is net 'n gewone bietjie algebra. Ek gaan werk met n en n plus 1, is dit bietjie vir my makliker, dat ek weet ek maak nie tekenfoute nie. Ok, so dit sê vir my, stem julle saam, eintlik wat ek wil weet is, ek wil weet, wanneer ek gaan sê daai term, minus daai term, moet my antwoord 192 wees. Ok, so wat ons gaan doen is, ons gaan sê basies, t van n plus 1 minus t van n, en my antwoord is dan 192. Soos ek sê, ek sal definitief nie hierdie metode aanbeveel nie, maar hy bestaan, so dan verstaan julle dalk min of meer wat aangaan. Hulle vra dit baie keer weird, so dit help nogal om 'n begrip te hê van wat presies aangaan, en dan kan jy dit van daar af uitbrei. Ok, so ons weet nou al klaar, ons het vir Tn daarom al klaar gaan uitwerk. Ons het vir Tn gekry as 2n kwadraat minus 2n minus 12. So wat ek gaan doen, vir die eerste een gaan check ek 'n n plus 1, want ons wil mos nou term, sê nou ons het gesê term 10, dan sou ek mos nou 'n 10 in n se plek gaan sit het. Ek weet nie wat die term is nie, dis ons noem 'n term n plus 1. So ek gaan check net 'n term n plus 1 in al my n'e. So ons kan gaan sê, ok, kom ons kyk gou, so my 2 chill daar uit, so in plaas van n gaan sit ek n plus 1, minus 2, ek sit nog steeds 'n n plus 1, minus 12. Sien julle, ek het hierdie hele patroon gevat, die hele Tn, en ek het net 'n n plus 1 gaan incheck oor as wat daar 'n n is. Want dis wat my formule vir my sê. Minus Tn is net soos, kry, dis plein. Onthou asseblief julle hakkies, gee vir my 'n 2n kwadraat minus 2n minus 12. Voilà. En hulle sê vir my, wanneer ek dit doen, is my antwoord 192. Great. So, nou kan ons net 'n klomp algebra gaan doen. Julle kan gaan kyk op die opsommings. Ek het dit baie mooi stap vir stap al klaar vir julle gaan uitwerk en die stappe uiteen gaan sit. Maar kom ons werk hom gou uit. Ek los my 2 daar. So ons het hierdie ouetjie gaan uitmaal. Ek glo julle weet nou hoe om hakies te gaan uitmaal. Asseblief moenie net vir my sê dis n kwadraat
plus 1 nie, ek slag vir julle af, gaan skryf dit uit of gebruik die shortcut, dan kry ek hierdie as n kwadraat plus 2n plus 1, minus 2n, minus 2, minus 12, ek maal my minus in my hakkie in, dan kry ek minus 2n kwadraat plus 2n plus 12, en ek weet dit is gelyk aan 192, ek gaan sommer so lank by 192, ek gaan hom maar net daar los, why not? Okay, jy kan hom oorvat ook as jy wil. Nou wat ons gaan doen, ek gaan maal my 2 in, dan kry ek 2n kwadraat plus 4n plus 2 minus 2n minus 12 minus 2n kwadraat plus 2n plus 12 is gelyk aan 192. Okay, nou wat jy gaan doen, jy gaan 'n klomp goedjies nou lekker kan uitkanseleer, my 2n kwadraat, hulle kanseleer uit, ek het daai wat lekker uitkanseleer, my minus 2n en plus 2n kanseleer uit, ek het 'n 4n en hulle kanseleer uit. So jy eindig dan met 'n 4n is gelyk aan 192 en dan kry ek my antwoord vir n as 48. Maar hulle sê vir my tussen wat se twee opeenvolgende terme. So dit beteken is term 48 en ons soek mos dan nou die ander een is term n plus 1. So dis term 48 en term 49. Dit is die twee opeenvolgende terme. Okay, so hier is definitief 'n moeiliker metode met eintlik meer algebra. Die ander een is baie vinniger. So wat ons by die volgende metode gaan doen, is ons gaan werk met my getalpatroon, ons gaan werk eintlik nou met my eerste verskille. Om te sê, ek wil weet tussen watse twee getalletjies van hierbo gaan hierdie antwoord 192 wees. Boom. So wat moet ek hierbo minus? So eintlik wat jy doen is jy ignoreer gou vir 'n oomblik hierdie boonste deel en ek sê, okay, weet jy wat, ek gaan net met hierdie gedeelte werk. Daai is net 'n gewone rekenkundige reeks, lekker lineêr, okay? So want jy kan sien hy het dan 'n konstante eerste verskil. So dit sê vir my as ek kan sê, weet jy wat, okay, term nommer hoeveel is 192 en dan het ek my antwoord. Great, so kom ons gaan kyk gou. Dan is dit net so bietjie insig wil ek al sê wat daarin kom, maar dit is baie maklik, dis hoekom ek vir julle die video wys. So ons sien dit as 'n gewone rekenkundig, so ek gebruik my formule vir Tn is A plus en minus 1 mal met D. Okay, so ek weet my Tn, onthou ek gee my waarde is 192, my waarde vir A is 'n 4, want onthou ek werk nou met hierdie reeks, my eerste verskille. En wil ek graag uitwerk, en my antwoord vir D is 4, my waarde vir D, want dit is my konstante eerste verskil. Okay, en dan gaan werk ons hierdie uit, ek hou daarvan om my 4 oor te vat, so dan gaan sê ek minus 4, en dan gaan deel ek met 'n 4, en dan plus 1. So ons kry hierdie, dis net gewone algebra, dan kry ek n as 48. Okay, so hierdie n is 48. Okay, so dan die enigste ding is, hulle wil weet watter twee van die terme, daarso, van my kwadratiese getalpatroon is 48. So vir dit, ek wil net vir julle verduidelik, of jy kan dit gaan leer, maar as jy bang as jy raak teen mekaar, of jy vergeet in 'n vraestel, gaan dink dit net vir jouself prakties uit, want dit is immers 'n patroon. Kan julle sien van my kwadratiese getalpatroon, term 2 minus term 1 is term 1 van my eerste verskil. En dan, so jy kan dit gaan skryf, term 2 minus term 1 is my eerste verskil se term 1. Dan kan ek sien term 3 minus term 2 is my eerste verskil se term 2. Sien julle, term 3 minus term 2 is my eerste verskil se term 2. En dan gaan ons hierso aan, kan jy aangaan, term 4 minus term 3 is die eerste verskil se term 3. So ek hoop jy kan ten minste al 'n patroontjie sien. So ons kan dan gaan sê, wel, okay, so term 49 minus term 48 gaan dan die eerste verskil se term 48 wees. En dis mos wat ek soek. Die eerste verskil se term 48. So jy bou net vir jou 'n patroontjie uit as jy onseker is dit 47 en 48 of 49 en 48. Bou hom maar net so. Alright, en daar is hy gedoen. Volgende enetjie,
Ek love hierdie vraag. Hulle vra vir my, bepaal al my negatiewe terme. Onthou julle in die video het ek vir julle gesê, gaan kyk asseblief, hierdie is so goed eintlik soos 'n parabool. Kwadratiese getalpatroon is eintlik maar net 'n parabool. Okay, so wat ons gaan doen hierso, hulle sê vir my, daar's 'n nuwe patroon, wat ook al hy is, word gevorm. Dit word gegee dat Pn is gelyk aan Tn minus 168 en bepaal die aantal negatiewe terme in die nuwe patroon. Alright, so kom ons gaan kyk hierso. It's not that bad julle, ek weet dit klink baie confusing en daar is, hy tel gewoonlik 5 punte, so dit is baie lekker, ek love hierdie vraag. So ons het nou al klaar vir Tn, kom ons gaan kyk. Ek het my Tn, het ons gesê is 2n kwadraat minus 2n minus 12. Okay, so ek gaan vir julle 2 maniere wys om hierdie te doen. Daar's 'n manier wat ek van hou om te doen en dan is daar 'n vinnige algebra manier ook, maar ek hou maar van my sketsie metode, laat julle verstaan wat daaraan gaan. Okay, hulle sê eintlik vir my, wel ons werk met Pn, en Pn word gegee is Tn minus 168. So al wat ek gaan doen, is ek gaan sê, okay, wel, ek het nou vir Tn, kom ons sê dan minus 168, so ek gaan sit basically net my Tn wat daai is, minus 168. So ek gaan sê 2n kwadraat minus 2n minus 12 minus 168. Dis presies wat daar gestaan het, né? Okay. Dan gaan werk ons hierdie uit en dan kry ek my waarde of my antwoord vir Pn kry ek dan as 'n 2n kwadraat minus 2n minus 180. Okay. Nou wil hulle weet watter waardes of hoeveel terme van dit gaan negatief wees. Okay, so kom ons gaan kyk hier. Wat jy gaan doen, jy kan dit gaan doen om te sê, ek wil weet vir watter waardes van n, as dit negatief is, beteken iets is kleiner as 0. En dan sit 'n gewone ongelykheid. Dis lekker easy peasy. Jy werk hom op die calculator uit of so nie, gaan kyk die video oor ongelykhede. So wanneer jy hierdie ongelykheid gaan uitwerk, ek gaan hierdie ongelykhede nou vir julle doen nie, julle kan die video gaan kyk daarvoor, dan kry ek om te sê n minus 10, n plus 9 is kleiner as 0. Onthou jy werk met jou kritiese punte, jy moet daai kaapie daar gaan sit. Vir my kritiese punte kry ek n is gelyk aan 10 of n is gelyk aan minus 9. En nou wat jy gaan doen is jy gaan teken mos nou jou parabooltjie. Okay, so dan gaan teken ons nou my parabool. So wat is al klaar weet van my parabool? Oor daai 2 is 'n positief, weet ek dit is 'n smiley parabool en ek weet hy het 'n y-afsnit van minus 180. Dis op hierdie stadium al wat ek weet en ek weet my x-afsnitte. Okay. So ek weet ek het 'n smiley parabool, ek weet ek het 'n draaipunt, ek weet nie wat my draaipunt is nie, maar ek het 'n y-afsnit van minus 180 en dan het ek my x-afsnitte is minus 9 en 10. Okay. Right. So nou wat ons gaan doen hierso, en dis hoekom ek hou van my sketsie, is hulle wil weet hoeveel terme is negatief. Onthou asseblief, jy kan nie vir my gaan sê omdat dit negatief is, ons kyk onder die lyn, dis nie gewone ongelykheid wat jy net gaan sê, jy, kom ons kyk, daar's alles onder die lyn, so ons gaan doen dit volgens my metode met my ongelykhede nie, dit is nie wat hier staan nie, jy kan nie gaan sê, alles tussen minus 9 en 10 en in die middel en altyd 2 kleiner as tekenkies. Jy kan nie dit vir my gaan sê nie, want ek kry nie so iets soos term minus 9 en term minus 8 of term 0 nie. Wanneer jy werk met jou parabool by jou kwadratiese getalpatroon, jy werk net vanaf term 1. So al wat negatief is, hierdie bestaan nie. Gaan kyk weer die video van die kwadratiese getalpatroon, dit bestaan eintlik nie. So die terme wat negatief is, gaan alles wees tot en met by 10. So wat negatief is, sê vir my dis term 1, term 2, term 3, term 4, term 5, term 6, term 7, term 8 en term 9. Hulle is almal negatief. Okay, en dit is die vraag wat hulle gevra het. So hulle vra hoeveel terme is negatief? So my antwoord is 9 terme is negatief. Okay, term nommer 10 se waarde is 0. Okay, en dis hoe ons hierdie ouetjie doen. So teken jou skets, dan is dit eintlik verskriklik maklik om dit uit te redeneer. Right, en dan die laaste enetjie van hierdie, sê hulle vir my, ek moet toon dat Tn altyd 'n ewige getal gaan wees. So, net vir 3 punte, kom ons gaan kyk gou, ons weet Tn is 2n kwadraat
minus 2n minus 12. So om hierdie te gaan doen, jy kan dit eintlik so 'n bietjie gaan redeneer. As jy gaan dink, wat is 'n ewe getal? 'n Ewe getal, as ek dit beteken mos hy kan gedeel deur 2. So byvoorbeeld 100 weet ek is 'n ewe getal want ek kan hom deel met 2. So die reverse stel ook. Wanneer jy enigiets maal met 2, dan gaan dit 'n ewe getal wees. So byvoorbeeld 3 maal met 2 gee vir my 'n ewe getal, of 9 maal met 2 of 5 maal met 2, maak nie saak wat jy doen nie, maal met 2 is 'n ewe getal. So dis die redenasie wat ek daar gaan gebruik. So ek gaan sê, wel, kom ons haal dit 2 uit, en dan sê dit vir my n kwadraat minus n minus 6. Great. So al wat ons dan nou gaan doen, is ons het dit nou pretty much bewys, om te sê, wel, okay, so 2 maal met enige getal is altyd 'n ewe getal. Great. En dan het ons dit bewys. So in die opsomming is dit mooi vir julle gegee, maar dis hoe mens bewys iets is 'n ewe getal, is 2 maal met enige iets. En hierdie is daai iets. So 2 maal met enige iets is 'n ewe getal. So daarom weet ek Tn is altyd 'n ewe getal.